Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou hierdie naweek is dit Paasnaweek. Daardie paar dae op die kalender wat ons vier is die grootste skuif in die geskiedenis van die mensdom, die kruisiging en die opstanding van Jesus. Daardie oomblik wat veronderstel was om die mensdom se denke, sy hart en sy manier van leef met mekaar vir altyd te moes verander het. Maar dit was nie net 'n storie nie, dit was 'n botsing. Dit was die ultimate stryd tussen haat en liefde, tussen oordeel en genade en tussen geweld en vrede. En tog hier sit ons duisende jare later en dit voel vir ons asof niks rarig verander het in mense nie. Daardie naweek het oor baie dinge gegaan, maar ook oor die haat, oor die veroordeling, oor mense wat saam geskree het, kruisig hom. En dit het een man se lewe gekos om dit alles om te draai, om vir ons te wys, hier is 'n ander pad. Nie 'n weg van haat nie, maar reg in die middel daarvan. Nie 'n weg van oordeel nie, maar reg onder dit. Nie weg van menslikheid nie, maar juis in die middel daarvan. 'n Nuwe manier van wees. Want kom ons wees eerlik, ons sien vandag ons manier oral rondom ons. Op sosiale media sien ons mense wat mekaar uitskeer met woorde. In die politiek is daar spanning en rassehaat word vandag al hoe meer en meer aangeblaas. In huise waar mans en vrouens mekaar afbreek en uit mekaar uitskeer, waar woorde sny en waar menswaardigheid stadig gesteel word. En dan dink ons, dis maar net my opinie, dis maar net hoe ek voel, en ek het die reg om te sê en te dink wat ek wil. Maar luister gou hier, en ek wil vir jou 'n storie vertel uit die Afrika wysheid uit. En daar's 'n storie wat gaan wat sê, uit haat vir die kakkerlak het die mure vir die insekdoder gestem. En die insekdoder het die kakkerlak laat sterf. Ook dieselfde mure het toe ook gesterf. Selfs ook die vlieg wat nie eens gestem het of iets met die situasie uit te waai gehad het nie. Verstaan jy wat dit sê? Jy dink dalk jou gedagtes raak niemand nie. Jou woorde is klein en jou oordeel is onskuldig. Maar hierdie wysheid sê die teenoorgestelde. Elke stukkie haat, selfs net in jou binneste of in jou kop, sit iets aan die gang. Dit vernietig nie net die persoon wat jy teenstaan nie, dit begin ook jou verteer. En meer as dit raak ook die wêreld rondom jou wat dalk niks met die situasie uit te waai gehad het nie. Want haat is nie net 'n gevoel nie, dis 'n energie. En dit wat jy dra, dit straal jy uit. En dit word die atmosfeer waarin almal reg rondom jou moet leef. Maar nou kom die ander kant van die storie. Jy en ek, wat klein muurtjies is op hierdie aarde. Jy kon dit stop. Jy kon kies om nie te reageer nie. Jy kon kies om nie almal in jou storie in te trek nie. Jy kon kies om die kakkerlak te los om te wees net wat hy wil wees, selfs al het dit jou seer gemaak. Jy kon kies om nie jou pyn 'n heeltemal groot politieke beweging te maak of 'n sosiale groep op Facebook nie. Want dis wat ons doen. Ons vat ons wonde en ons maak dit 'n ideologie. Ons vat ons seer en maak dit 'n standpunt. En skielik word almal deel van jou sirkus. Maar kyk net vir 'n oomblik weer na Jesus hierdie naweek. Kyk hoe het hy reageer. Nie met wraak nie, nie met haat nie, nie met daai houding van ek sal julle bietjie wys nie, maar iets totaal anders. Hy sê, Vader, vergewe hulle. En kyk net wat het dit gedoen. Dit het nie net daardie oomblik verander nie, dit het die geskiedenis van die mensdom verander. Tot vandag toe praat ons nog daaroor en vier ons daardie deel wat hy gedoen het op daardie naweek. So miskien het die wêreld nie nog 'n stem nodig wat skree nie, nie nog iemand wat kritiseer of sy standpunt probeer afdruk nie, nie nog 'n draer van haat en in watter vorm ook al nie. Miskien het jou man ook nie meer jou oordeel nodig by die huis nie. Hy dra dalk baie meer in die wêreld daar buite waar hy geweeg en te lig bevind word. Miskien het jou vrou nie nog jou kritiek nodig oor haar aardappelslaai nie, want sy beklei reeds haar eie innerlike battles. En miskien het jou kind nie nog iemand nodig wat vir hom sê, hy is nie goed genoeg nie. Miskien het die man in jou tuin, die vrou agter die toonbank by die Spar, die karwag, die pompjoggie, jou kollega, jou vriend, maak nie saak wie hulle is en hoe hulle lyk nie nog jou opinie nodig nie, maar jou menslikheid. En dan kom ons draai dit ook nog so klein bietjie na binnekant toe, na jou toe. Hou op om jouself die hele liewe tyd aan te hou, oordeel en te kastei. Hou op om jouself te meet en te kort te bevind die hele liewe tyd.
Want dieselfde tafel waar jy oordeel bedien aan ander, is dieselfde tafel waar jy ook eet. So leef met sagtheid, kies die vrede, kies liefde, kies vergifnis, kies deernis. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit die enigste ding is wat werklik lewe bring. So hier by Paasnaweek is die vraag nie net, wat het Jesus gedoen nie? Die vraag is, wat doen jy en ek daarmee? Saai ons haat, of leef ons die liefde en vergifnis uit, soos Christus wat ons so maklik sê, ons navolg? Ek hoop jou dag is wonderlik, en tot ons weer saam stap, mooi loop.